Goeiemôre aan al die familie en vriende van Tannie Stella. Mag ons ook in hierdie tyd vertrou dat die Here ons bly dra, soos hy ook vir haar gedra het deur alle omstandighede. En ons weet dat die Here ook ons in hierdie tyd sal troos en bly troos. En mag sy genade by ons elkeen wees. Ons is dan vanmôre hier saam om Tannie Stella se lewe te vier, in herinnering aan Stella Deleen de Klerk. Gebore op die 25ste Oktober 1939 en dan na die Here gegaan op die 19de Mei 2023. Soos die woorde dan ook hiervoor sê, in die lewe het ons mamma innig lief gehad. In die dood het ons mamma nog steeds lief. Mag die woorde van krag bly. Ons gaan luister na 'n lied wat die familie gekies het, om ook na te luister, 'n lied wat vir Tannie Stella baie belangrik was, na waarna sy graag geluister het, sy altyd vir haar gesing, en ons luister na Psalm 16 as lied. Neem my in beskerming, o God, in beskerming. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Here, U is my lewe. Here, U is my lewe. U sorg vir my. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here bly loof wat my tot die regte insigte bring. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Here, U is my lewe. Here, U is my lewe. U sorg vir my. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Ek het die Here tog altyd by my, omdat hy by my is, struikel ek nie. Daarom is ek bly en ek juig, ek voel veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar groot blydskap. By U is daar oorvloedige blydskap. Liefde, genade, uit U hand kom net wat mooi is. Met daardie woorde waarna ons geluister het, word ons uitgenooi. Kom rus by my. Ek is die brood wat die lewe bring. By jou diepste honger stil. Kom rus by my, want ek is die lig vir die wêreld, wat die donkerte uit die hart en die gedagtes verdryf. Kom rus dan by my vanoggend. Ek is die deur na die diep oorvloedige lewe. Kom rus by my, ek is die goeie herder, wat jou ken, omhels en my lewe vir jou afgelê het. Kom rus by my, ek is die opstanding in die lewe, wat jou nuut maak en wil laat opstaan uit jou hartseer en jou seer. Kom rus by my, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En met daardie woorde mag jy gegroet wees in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees.
'n lied wat ook vir Tannie Stella baie belangrik was, is Saggies en Teer. Die woorde is ook op die blaadjie en ons gaan dan daar ook dit kan saam sing. U kan dit saam sing soos dat ons dit op die videoetjie ook sien. Kom ons sing saam, Saggies en Teer is die roepstem. Is 'n teks wat die familie gegee het en gesê het as hulle aan hul ma dink, aan ouma dink, vriendin dink, suster dink, dan is dit 1 Korintiërs hoofstuk 13. En ons gaan vanmôre die gedeelte saam lees, daarna gaan ons saam bid en 'n paar woorde met mekaar deel rondom 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek lees graag vir jou die woorde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem,
Maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde gaan nooit nie, maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe van ongewone taal en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik, en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Mag die woorde ons tot troos wees. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, ons aanbid U op hierdie oomblik, op hierdie dag en hierdie uur, as die God wat met ons is, die God wat ons ken, die God wat uitroep deur sy woord, die woord wat ons gelees het, sodat ons 'n klein stukkie meer verstaan van ons omstandighede, 'n klein bietjie meer verstaan van dit wat U met ons wil deel as troos. En as ons dink, Here, aan die troos, dan weet ons, Here, daar kan net getroos word as ons deur die hart vasgedruk word. Daar kan net getroos word as U werklik ons gedagtes en ons woorde verstaan. Daar's werklik net troos as U weet, Here, dat ons in ons onsekerheid bang is om 'n tree vorentoe te gee, maar U ons uitnooi om te kom. En daarom, Here, vertrou ons U dat U ook hierdie woorde wat ons gelees het van 1 Korintiërs hoofstuk 13 vir ons vanmôre die troos gebied, die troos wat alleen van U afkom. Ons wil U loof vir hierdie oomblik om 'n lewe te vier. Ons wil U loof vir elke oomblik wat dan die Stella in ons lewe 'n verskil gemaak het, op wyses wat sy ons aangeraak het. Dankie, Here, dat U deur haar vanmôre nog steeds ons aanraak. Ons bid dit, Here Jesus, in die heilige naam, die naam wat bo alle name is. Amen. Liewe familie en vriende, wanneer 'n mens ervaar jou vrede word versteur, dan is dit gewoonlik 'n vrede wat ons ervaar soos iemand wat 'n klip vat en 'n klip in 'n poel water ingooi en dan verander alles. Iewers skielik sien jy, daar beweeg goedes rond, goedes kom op. En dan voel dit vir jou of alles wat jy beplan het, alles waaroor jy gedroom het, alles wat jy aan gedink het, is net nie meer dieselfde nie. En so was die kanker ook op 'n stadium. Die oomblik toe tannie Stella met kanker gediagnoseer is dit asof die vrede van ons as familie en vriende weggeneem is. Dit is asof ons nie kon verstaan wat alles gaan gebeur en hoe moes dit gebeur nie. Maar terwyl 'n mens hierdie vredeveranderings ervaar het, was daar iets by haar wat aan ons vasgekleef het. Die manier hoe sy vrede ervaar het in haar verhouding met God. Hoe sy 'n verhouding met haarself ervaar het om na mense te kyk en haar eie omstandighede met sagte oë. Om sag na die lewe te kyk. As 'n mens aan tannie Stella dink, dan weet ons sy was eintlik 'n student van die lewe. Sy het die lewe geniet. Sy het die lewe voluit geleef. Elke oomblik was vir haar 'n geleentheid om te gee en om eintlik liefde in praktyk te wys. Sy was prakties liefde. Haar familie, haar vriende, haar gemeenskap van gelowiges was vir haar belangrik. 1 Korintiërs 13 wil ons juis uitnooi en vir ons sê, kom ons kyk na hierdie oppervlakte, kom ons kyk na hierdie omstandighede wat versteur is. Kom ons hoor wat sê Paulus, toe hy self sê, sy omgewing het verander, en wat is sy belewenis in sy lewe.
Hy sê, wanneer ek oor die liefde dink en wanneer ek dink oor wie God is, hy sê, dan kan ek weer kans sien om vorentoe te gaan, dan kan ek weer kans sien om nog 'n tree te gee. Hy sê, want as ek aan die liefde dink, en die liefde is nie net 'n woord nie, maar as 'n persoon in aksie, 'n persoon in optrede, 'n persoon met wie ek in 'n verhouding kan staan, dan sien ek kans om op die wrak van die lewe te dans. Op hierdie ongemak wat ek beleef op te staan en te sê, daar is weer 'n ritme van genade in my, daar's 'n ritme van hoop in my, daar's 'n ritme van lewe, en ek sien kans om te dans. In 1 Korintiërs hoofstuk 13 wil ons heeltyd uitnooi, kom dans. Kom dans op die ritme van geloof, kom dans op die ritme van liefde, kom dans op die ritme van jou geloof, jou hoop. Wanneer 'n mens mure dophou, dis baie interessant wanneer 'n mens mure dophou en 'n mens sien hoe begin die muurtjies by mekaar verbystap, dat die muurtjies op een of ander stadium by mekaar stop. Maak nie saak waarmee is daai mure besig nie. As hulle by mekaar verby weer beweeg, dan stop hulle. En die interessante is, elke keer as hulle by mekaar stop, is dit of hulle met mekaar praat, of hulle met mekaar gesels. Die wetenskaplikes sê, dis juis hoe mure met mekaar kommunikeer. Hulle sê mure sal nooit by mekaar verbystap nie, want as hulle by mekaar verbystap, dan verloor hulle iets van hoe hulle funksioneer, hulle verloor hulle doel. Mure stop, omdat dit deel is van hulle rondbeweeg, deel van hulle menswees, kan 'n mens eintlik sê. Maar vanmôre as ons voel of almal net by ons verbygestap het al die afgelope tyd, vir ons wat voel of mense ons vergeet. Die boodskappe is nie meer so dikwels soos wat 2-3 weke terug was nie. Dan is vanoggend weer 'n oomblik waar God deur sy Gees by ons kom stil staan en sê, ek wil met jou kontak maak. Ek wil met jou praat. Ek wil jou toevou. Ek wil jou in my genade optel. En eintlik, as mense na geloof, hoop en liefde kyk, dan is daar 3 Engelse woorde wat vir my baie sterk na vore kom. En die 3 woorde in die liefde is om te sê, op 'n stadium met ons moet reset. En as ons gereset het, moet ons refocus, en wanneer ons gerefocus het, moet ons restart. Dis asof hierdie woorde van Paulus in die omstandighede van tannie Stella vir ons elke keer uitroep om te sê, daar kom 'n tyd wat 'n mens moet stil raak, en wat jy moet stil staan en moet vir jouself sê, ek moet reset. Ek moet weer oor begin. En wanneer ek begin oor begin, moet ek vir myself vra, waar is my fokus? Waar is dit waar ek my krag vandaan kry? Waar gaan ek my genade vandaan kry? Wie gaan ek toelaat om my vas te hou, my op te tel? En as ek daardie besluit in my lewe geneem het, dan kan ek begin, dan kan ek, soos die Engelsman sê, restart. Dan kan ek sê, ek gee 'n tree vorentoe, al is dit vir my hoe moeilik, al voel ek hoe stikkend, al voel ek hoe alleen, al voel ek hoe eensaam. Sê, dan kan ek vorentoe beweeg. En as ons na Paulus se woorde kyk in 1 Korintiërs, dan kom ons agter dat hoofstuk 12 beskryf die gawes. Die gawes wat Paulus beskryf. En as ons aan die Stella dink en ons dink aan haar as persoon, dan weet ons sy het verskeie gawes gehad. En hierdie gawes wat sy gehad het, haar 'n besondere mens gemaak. 'n Besondere mens vir haar kinders, 'n besondere mens vir haar kleinkinders, 'n besondere mens vir haar vriendinne, vir haar vriende, 'n besondere mens vir hierdie gemeente. Dan het sy gefokus op die allerbeste. Sy het gefokus op die allerbeste van die liefde. En daarom het sy op ons afgesmeer, daarom het sy ons aangeraak, daarom sê ons mekaar, ons draai terug, en ons kan nie anderste as om haar raak te sien nie, ons kan nie anderste om na te luister nie. Ek onthou ek het net hier begin, hier in die gemeente, en toe kom sy met so 'n videoetjie, so DVD na my toe, en sê vir my, weet jy, Johannes, jy moet hierdie DVD kyk. En ek sê vir Tannie, waaroor gaan die DVD? Sy sê, dit gaan oor die gevaar van tegnologie vir ons kinders. Jy moet daarna kyk, want jy gaan met die kinders werk. Sodat jy weet, wat is die gevare. Want dit is vir my belangrik, dat my eie kinders en my kleinkinders, maar die kinders van hierdie dorp moet weet. Sy was bekommerd oor ander. Want haar liefde kon sy nie vir haarself gehou het nie. Sy sou net geskakel het, en na vir jou vinnig gesê het, jong, ek gaan nou weer vir chemobehandeling, maar ek wil eintlik weet, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? Ek gaan nou weer, maar hoe gaan dit met jou? Vertel net vir my. Jy sal sien, ek is nou nie baie by die kerk nie, maar jy moet weet, hoekom is ek nie by die kerk nie. Ek is besig. Want sy kon die mens nie vergeet, met wie sy in 'n verhouding staan nie.
Want sy het geweet, die God met wie sy in 'n verhouding staan, kan haar nie vergeet nie. Hierdie God kon haar nie net een kant toe geskuif het en gesê het, ek gee op nie. Want 1 Korintiërs kom en hy beskryf die verhouding met God. Korintiërs kom en hy beskryf die verhouding met mekaar, met die wêreld. Hy kom beskryf hoe die liefde 'n verskil bring in die hoekies waar die duisternis is, waar dit donker is. Hoe daar lig kom wat sê, in hierdie omgewing is daar iets wat ons vul, al voel dit nie altyd so nie. Want as 1 Korintiërs hoofstuk 13 nie waar is en gewaar gewees het vir Tannie Stella nie, was dit maar net 'n eier wat leeg was. Daar was geen waarde nie. Tannie Stella het 'n klomp waardes gehad. 'n Klomp waardes waaraan sy vasgehou het, waardes wat vir haar belangrik was. Sy was geduldig. Ek het haar nooit gehoor kla nie. Ek het haar nooit gehoor kla oor hierdie ongelooflike liggaamlike las wat sy moes dra nie. Ja, die 19de Mei in die hospitaal het sy gesê dit is seer. Sy het gesê dit is seer. En dan op 'n stadium bid sy, Here, U moet hierdie pyn nou kom vat. Sy kla nie eens teenoor God nie. Sy sê net vir my, ek kan hierdie pyn nie meer vat nie. Jy moet hierdie pyn nou kom haal. Want ek gaan nêrens heen nie. Sy het gespreek van geduld, van vriendelikheid, van blydskap. Sy het gespreek van lojaliteit, van respek, van versorging. Ek sê vir 'n tannie ook, selfs my kerkpak se broek wat ek op die oomblik aan het sy ook op 'n stadium verstel. Sy het ook aan hom gewerk. Sy het afstand oorbrug. En selfs toe sy gediagnoseer is met kanker, was kanker vir haar 'n brug na God toe. Sy het die kanker gebruik om in sy teenwoordigheid te gaan skuil. Vrydag het sy geskuil by God. Ja, sy wou kontak gemaak het, sy wou vashou, sy wou gehad het, Magda moes daar wees, Hanneke moes daar wees, kinders moes daar wees, heeltyd net vashou. En as jy dink jy het net klaar gebid, dan sê sy bid. En al om sy uitroep om te bid is omdat sy die behoefte gehad het dat iemand anderster tussen haar en God moes gaan staan om net genadig met haar te wees in haar swakheid. Want self het sy nie meer die woorde gehad om te praat nie. Miskien was die wat op die bed gestaan het gereed om 'n brug te wees vir haar na die Vader toe. Bid tot hom wat liefde is. Hou my hand vas, en as jy my hand vashou, so God my hand ook vas. En vanoggend as ons hierdie diens het, dan sê ons mekaar, God oopbrug in die gees vanmôre hierdie leemte. Hy oopbrug in die liefde na my en jou. Sodat ons vir mekaar vanmôre kan sê, die dood kan ons nie skei van God nie. Dat daar niks is wat ons uit die hand van God uit kan ruk nie, want die angel van die dood het God reeds uitgehaal. Dat hy vanmôre kom sê, ek is by jou. As Paulus praat van die hoop en hy praat van geloof, dan is dit sy oortuiging dat die liefde van God die wêreld op sy kop kan draai. Dat liefde die wêreld kan verander. Dan is Stella het ook so geleef. Ja, sy het ook haar foute gehad. Sy was ook net 'n gebroke mens. Maar as mens het sy geglo dat die liefde wat haar lewe verander het, die lewe kan verander van elkeen wat om haar is. Die laaste senior burger ete was daar sulke bokse wat 'n mens nou kon ruil vir lekkers en goed. Sy was 'n bok vir sport. Sy was daar voor. En as jy vir Tannie Stella mos nou onthou, dan sê jy mos weet sy het altyd so 'n bewegingkie gehad. En dit is wat sy daarvoor kom wys het. Want sy neem deel. Sy neem deel aan die lewe. Die dood het haar nie bedreig nie. Die dood het nie van haar hoop weggevat nie, het nie haar geloof verminder nie, het glad nie haar liefde verklein nie. Ek en jy worstel miskien vanmôre met al hierdie vrae. Ons vra, waarom so?
Waarom die seer? Waarom hierdie verlies? Waarom het ons hierdie vraag? Maar hoor dan net die een lied wat sy van gehou het, saggies en teers die roepstem van die Here. Hy roep jou. Hy roep my. Dis hy wat ons roep om te sê, ek sal jou saggies hanteer. Ek sit by haar en lees die psalms. En ons het begin by Psalm 1 en op 'n stadium was Hanneke uit en Magda was nog nie daar nie. En ek sit alleen by haar en ek lees die een psalm en die ander psalm vir haar. Die laaste psalm wat ek vir haar gelees het was Psalm 32. En hy sluit af die laaste paar woorde wat ek voorreg gehad het om vir haar te lees, is die woorde: Dit is waarom ek 'n gelowige in tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters kan hom skielik nie oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie. Moenie soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Hy sê die goddeloosheid het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Jubel alle opregtes. Hy omvou jou met sy liefde. En vanoggend se teks is juis 1 Korintiërs hoofstuk 13 wat gaan oor die liefde. Die laaste woorde waarna sy geluister het, het 'n verskil gemaak in haar lewe. 'n Mens kan na musiekkante luister en 'n mens kan luister hoe mense wat musiek maak of die noot presies speel of hy speel waar die musiek in sy lewe verskil gemaak het. Dan die Stella het gelewe waar die liefde in haar lewe 'n verskil gemaak het. Sy het nie die liefde uitgevoer en uitgeleef volgens riglyne nie. Sy het dit geword. En wat is hierdie liefde? Hierdie liefde is wat, soos die taalkundige sê, waarvan Paulus praat, geen objek het en geen subjek het nie. Dis liefde wat uit God kom, wat deur God is en wat tot God teruggaan. Dis liefde wat ons laat reset, refocus en restart. Dis die liefde wat ons aan mekaar gee, wat ons ontvang het. En vanmôre as ons aan haar dink, dan het ons vir mekaar sê, ons het soveel ontvang van haar, dat ons nie anders te kan vanmôre om te gee nie. Ons kan nie vir mekaar vanmôre 'n ander boodskap gee om te sê, sy leef in die teenwoordigheid van God nie. Want die lewe en die liefde is 'n gawe van God. Dis hy wat sy hand uitsteek en sê, ontvang dit elke dag en elke oomblik. En dan ervaar ons hoe hy onsself motiveer om te sê, ek is in die praktyk by jou. Ek sê jou trane afdroog, want niemand jou kan aanraak nie. Ek sê jou ly waar jy bang is om die regte of die verkeerde keuse te maak. Ek sal vir jou wys, wat is die oomblik waar jy moet gaan stil sit en waar jy moet opstaan. En as mens aan die liefde so dink, dan weet ons vanmôre om vir mekaar te sê, dis God wat vandag my lewe vul met liefde. Dis hy wat my lewe omskep. Dis hy wat eintlik die melodie is van die lewe. Hy is die klanke wat ek volg, hy is die een wat ek wil groot maak in my lewe. Ja, liefde is nie net hemel op aarde nie. Maar liefde op aarde is om vierkantig te staan in die beloftes van God. Dis om met gebrokenheid 'n tree vorentoe te gee en te weet, deur die seer, deur die blou maandag, deur die gebrokenheid van die dood wat dit bring, is daar 'n dag wat ek uitroep, my Here, my God. Die liefde het na my toe en jou toe gekom in 'n stal. Hy het gekom en hy het ons vergewe, hy het gekom om ons te genees, hy het gekom om ons te help, om ons te lei. Dis hy wat met geduld na ons kyk. Dis hy wat nie afgunstig is nie. Dis hy wat nie boekhou van die kwaad nie. Dis hy wat sê, ek is die liefde wat jou bedek. Dis Jesus wat dit alles gedoen het. En dis hierdie liefde in wie se voetspore dan die Stella gevolg het tot op die 19de Mei van hierdie jaar. En dan sê ons vir mekaar met eerlikheid, God is nie meganies nie. Hy is nie liefdeloos nie. Hy is die een wat in liefde vanoggend by ons kom stop. Dis hy wat kom stop het by haar in midstream in die hospitaal. En het gesê, tot hier, ek sê jouself verder dra. Mag ons vanmôre vir mekaar sê, geloof, hoop en liefde.
En die liefde is die grootste. Dis die liefde wat vanmôre vir ons alles, maar alles inhou vanmôre. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, hoe kan ek ooit verstaan hoe groot die liefde is vir die mens? Hoe kan ek ooit verstaan hoe gereeld die liefde vir die mens is? Die naaste wat ons daaraan kom, Here, is om die woord te lees en fyn dop te hou vir mense wat U liefhet en wat kinders is van U. Want Here, as ons stil raak en ons sien hoe kinders van U optree, hoe daar 'n glimlag is terwyl ons weet, dis nie nou tyd om te lag nie. Hoe ons weet, Here, dat daar tye is wat daar hande uitgesteek word na ons, terwyl daai hande wat uitgesteek word, self dit nodig het om gehelp te word. Dan, Here, dan sien ons iets van die liefde, dan verstaan ons iets van die uitreik na ons toe. En vanmôre, Here, kom ons en ons sê vir U dankie dat U in die liefde U hand uitgesteek het in Christus na my as U kind. En dankie dat U vanmôre U hand uitsteek na die familie en vriende van Tannie Stella. Dankie dat hulle vanmôre, Here, op die ritme van geloof, hoop en liefde op hierdie stikkindheid van die lewe kan dans. Ek besef, Here, elkeen wat hier sit, worstel met sy eie vrae. Ek besef, Here, elkeen worstel met sy eie verstaan van die omstandighede. Elkeen worstel oor hoe nou, waarheen, op watter manier. En omdat ons elkeen op 'n unieke manier worstel, weet ek, Here, dat die liefde wat U vir ons het, so afsmeer, dat dit ons genees daar waar niemand 'n antwoord het nie. En Vader, daarom vertrou ons, Here, dat soos Tannie Stella presies geweet het, wanneer om met haar kinders te praat, wanneer om haar kleinkinders 'n drukkie te gee, wanneer om die foon op te tel en vir 'n vriendin te bel en te sê, hoe gaan dit? Dat daai aanvoeling, daardie sensitiwiteit van haar, nie haar was nie, maar wat sy ervaar het deur U aanraking in haar lewe. En ons smag na daai aanraking, Here. Ons mag na daai aanraking in ons eie persoonlike lewe, dat ons weet wanneer om te stop en wanneer om te beweeg. Wanneer om stil te raak en wanneer om te lag. Wanneer om te herinner te word aan die seer van die lewe met 'n uitkoms. En wanneer om vas te gryp aan die liefde wat ons lewe verander. Here, dankie vir mense. Dankie vir Tannie Stella. Dankie vir haar wat op haar unieke manier 'n verskil gemaak het, omdat U die verskil in haar lewe waar sien is. Mag elkeen wat vanmôre hier is, Here, dan huis toe gaan met vrede. Met vrede terwyl 'n traan val. My God en my Here is steeds by my. Ek bid dit, Here, in die heilige naam, U naam, wat bo alle name is. Amen. Liewe familie en vriende, ons gaan nou kyk na 'n videoetjie van herinneringe van die familie wat hulle graag met ons wil deel. En kom ons kyk daarna. En nadat die videoetjie vir ons gewys is, gaan ons so bly sit en ons gaan luister na 'n lied soos Ma. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another
God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go,
just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place
tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Sy gee haar liefde aan my, onvoorwaardelik, sy glo in my, soos niemand anders, sy bou en hou my vas, soos net 'n ma kan. Haar oë kyk deur my, en sy sien my raak, haar woorde koester my, haar wysheid vat my raak, sy bou en hou my in stand, soos net 'n ma kan. Liefde en sy is sinoniem, sy's deel van my lewe, my voorberei en geleer, sy ondersteun my, sy bou en hou my in stand, soos net 'n ma kan. Ek kom sê net dankie, dankie vir die lewe, ek kom sê net weer eens, nogmaals baie dankie, vir die liefde, die vrede en al die gebede, wat dit bou en hou my in stand, soos net 'n ma kan. Maar mabies is volmaak, deur my kind wees, my menswees het begin, deur haar vrou wees, sy bou en hou my vas, soos net 'n ma kan. Die lewe maak sin, deur haar oë, deur swart kry sien sy steeds, en bly glo, sy bou en hou my in stand, soos net 'n ma kan. Liefde en sy is sinoniem, sy's deel van my lewe, my voorberei en geleer, sy ondersteun my, sy bou en hou my in stand, soos net 'n ma kan. Ek kom sê net dankie, dankie vir die lewe, ek kom sê net weer eens, nogmaals baie dankie, vir die liefde en die vrede en al die gebede, want dit bou en hou my vas, soos net 'n ma kan. Ek kom sê net dankie, dankie vir die lewe, ek kom sê net weer eens, nogmaals baie dankie, vir die liefde en die vrede en al die gebede, want dit bou en hou my in stand, soos net 'n ma kan. Baie dankie vir die deel van julle herinneringe met ons. Ons vra dat Magda vir ons die bedanking sal doen. Magda gaan vir ons die bedankings dan doen namens die familie. Magda. Goeiemôre almal, baie dankie.
Eerstens wil ons aan ons hemelse Vader sê, dankie vir die tyd wat hy mamma vir ons geleen het. Dominee Dopper en tannie Rita vir die besoeke aan ons huis. Dominee Hannes, baie dankie vir jou treffende boodskap vanoggend. Dit is waar. Mamma was liefde. Dankie vir u besoek daai Vrydag op haar sterfdag. Dankie dat u spesiaal gekom het Pretoria toe, ons waardeer dit. Die liewe Vader het geweet wanneer Dominee moes kom. Dankie aan die NG Gemeente Noord vir julle ondersteuning en gebede, spesifiek Dominee Jaco, Dopper en Hannes, Karina, Anton, Lia van die kerkkantoor, baie dankie. Dr. Draad, jy was haar special dokter. As daar 'n probleem was, het mamma gesê, bel vir Draad. Jy was meer as 'n dokter vir haar. Jy was 'n medegelowige in Christus. En mamma was baie lief vir julle. Midstream Kliniek en hulle personeel, dankie. Hannie, baie dankie vir alles wat jy vir mamma gedoen het. En al die tye wat jy daar was. Aan my familie, kinders, Chase, Buddy, Dylan, dankie dat julle ouma se laaste dae so aangenaam as moontlik gemaak het. Dankie Silvania, hulle is nog op pad, Dylan en Silvania van Pretoria af. Maar dankie vir julle. Kimmy, dankie dat jy jou huis en jou hart oopgemaak het vir ons moeder en vir jou hulp. Mamma het hoeveel keer gesê, ek het vergeet om vir Kimmy nag te sê asseblief dankie. Almal wat gebel het en boodskappe gestuur het, dankie. Tannie Sannie Esther vir die blomme, Tannie Mems en oom Johan, ek het nie genoeg woorde vir julle. Dankie vir alles. Tanna Babs, baie dankie dat Tanna altyd daar was. As ek gebel het en gesê, dit gaan nie goed nie, en Tannie Babs gesê, Maggies, ek is nou daar. Dankie Anton vir die klank. Ons waardeer dit. Dankie Elenay vir die slideshow. Susters van die kerk vir die toebroodjies en verversings. Engelik, Pieter, Franco, Jandrey, Elenay, Elrike. Dankie vir julle besoeke aan die hospitaal die laaste ruk en alles wat julle vir mamma gedoen het. Dankie vir Tannie Aantjie, Ria en die susters vir die verversings na die tyd. Martins Funerals, baie dankie vir julle hulp ook. Dankie vir al die familie en vriende van heide en ver wat hulle laaste eer kom betoon om vir mamma te kom groet. Ons groet met 'n seer hart tot ons weer ontmoet, mamma. Dankie vir almal wat ver gekom het. Lillian, ekskuus, ek het jou nie vergeet nie. Thank you, Lillian, for all the times you helped me to shower Oma. You were always willing, and she just said, love you, and then she kissed your hand. Dankie. Dankie almal. Dankie, Dominee. Namens die familie Magda kan ons vir jou ook sê dankie. Vir alles wat jy gedoen het, wat jy in die afgelope tyd gedoen het by die hospitaal, die versorging. Die familie waardeer dit ook. Kom ons sing die laaste lied soos dit op die blaadjie gevind word. En dit is ook 'n lied wat vir Tannie Stella baie belangrik was. Want sy het hierdie vriend geken. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons sing dit dan saam.
in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om deur Jesus na die Vaderhart te gaan. Hoe verloor ons tog ons vrede en hoe dikwels kry ons seer net omdat ons nie probleme elke dag vir Jesus gee. Ek gaan hier vanmôre uitstuur met die woorde van 1 Korintiërs hoofstuk 13 as ons seën. As ons hier uitbeweeg, beweeg ons oor aan die muur van herinnering. U word ook genooi om daar te kom, saam deel in die familie. En nadat ons by die muur van herinnering die as geplaas het, is daar dan koffie en tee in die saal en 'n eetdingetjie vir elkeen. Ek sien jou met die liefde wat geduldig is. Ek sien jou met die liefde wat vriendelik is. Wat nie afgunstig is nie, wat nie grootpraterig is nie. Die liefde wat nie verwaand is nie. Ek sien jou met die liefde wat nie onwelvoeglik handel nie. Wat nie sy eie belang soek nie. Wat nie lig geraak is nie. Die liefde wat nie boekhou van die kwaad nie. Wat hom nie verbly oor die onreg nie. Maar ek sien jou met die liefde wat hom verheug oor die waarheid. Die liefde wat alles bedek, wat alles glo, wat alles hoop en alles verdra. Die liefde wat die grootste is van die gawes. En mag God jou so seën in hierdie tyd met sy troos. Amen. Ons gee geleentheid dat die familie dan die as kom neem en dan weer ons saam met hulle uit na die muur van herinnering.